fragrance of heaven. Pour your spirit out. Pour your spirit out. Hearts that burn, holy feet, purified in faith and deed, refiner's fire, strengthen what remains. So we the church obey your light, lamp of flame, city bright, King and kingdom come is what we pray. Yeah, we need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. The holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, pour your spirit out. Oh, pour your spirit out, 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 pour your spirit out. Little very deep, prophesy and sing. We can hear the wind blowing, blowing, blowing. Move upon our praise. Sons and daughters sing. We can hear the wind blowing, blowing, blowing. Battle glory deep. Prophesy and sing. We can hear the wind blowing. Pour your spirit out, pour your spirit out. Little very deep, prophesy and sing. We can hear the wind blowing, blowing, blowing. Move upon our praise. Sons and daughters sing. We can hear the wind blowing, blowing, blowing. Battle glory deep. Prophesy and sing. We can hear the wind blowing, blowing. Pour your spirit out. Move upon our praise. Sons and daughters sing. We can hear the wind blowing. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. The holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, pour your spirit out. Pour your spirit out. Sy goeiemôre en baie welkom by ons oggenddiens vanoggend. Ek gaan net vir ons open met gebed. Here, dankie vir u goedheid en dankie vir u guns, Here. Here, dankie vir u beskermende hand wat so oor elkeen van ons is. En Here, dankie vir lewe in oorvloed. En Here, dankie dat ons vanoggend daai lewe kan uitleef hierso saam as gelowiges. Here, ek bid nou al reeds, Here, vir ons tyd in aanbidding. Here, mag u
ons gedagtes gevange hou tydens hierdie tyd, Here. Mag ons 100% gefokus wees net op U. En Here, ek kom vanoggend en ek wil vir U dankie sê. Dankie dat ons U in gees en in waarheid kan aanbid in hierdie gemeente. Here, dankie dat ons vry kan wees, Here, dat die gawes van die Gees kan vloei soos dit U wil hê dit moet vloei. Here, ek bid vanoggend, Here, daar waar daar 'n woord is, Here, laat 'n woord vloei. Here, daar waar daar 'n binding gebreek moet word, Here, laat daai binding breek. Daar waar genesing moet vloei, fisies, emosioneel of geestelik, Here, laat dit vloei, Vader. Dankie dat ons op U kan vertrou. In Jesus naam bid ons dit alleen. Amen en amen. Ek wil net gekyk, het ons enige besoekers hier vandag? Enigiemand wat hier is vir die heel eerste keer of vir die eerste keer vandat ek hier is, net julle hande net gou opsteek asseblief. Is daar enigiemand? Niemand vanoggend nie. Ek sien nie hand nie. Daar's oom Lukas daar agter. Andrea, gee net daar vir oom Lukas net ietsie. Dankie oom, ek het daai hand gesien. Okay, dan net so 'n paar afkondigings gou. Volgende Sondag is dit weer tyd vir ons First Sunday Worship. En vir die van julle wat dit al bygewoon het, julle weet, dit is 'n aand wat die Heilige Gees net beweeg, wat die Here net beweeg. Ons spandeer tyd in worship. En binnekort, ek weet, ons is besig om te beplan ook saam met 'n paar ander lofprysing en aanbiddingsspanne van die dorp, is ons besig om te beplan vir 'n deernag praise en worship aand ook. So, hou maar net Facebook dop, hou ons borde dop voor die diens, so binnekort sal ons daai datum ook deurgee. En dan, ons goue oues, hulle het 'n uitreik na Nul Desperandum toe, so as jy enige sagte, hulle het my baie mooi gevra, ek moet dit mooi sê, enige soft toys, okay, beertjies, enige teddies, beertjies, enige sulke goedertjies het, asseblief bring dit kerk toe. So, Rudolf het dit so 2 weke terug het baie mooi gesê. Almal wie se kinders nou universiteit toe is, nou is die tyd om ontslae te raak van daai beere. Glo vir my, nie terwyl jou dogtertjie nog 10 jaar oud is nie. Ja, ek was amper in die moeilikheid gewees. En dan vir Paasfees hierdie jaar, gedurende ons Paasfeesdienste, het ons iets baie spesiaal wat ons gaan doen. Ons het 'n pad na die kruis wat ons beplan. So die pad na die kruis, dit gaan afskop op die Vrydag, op Goeie Vrydag, en dan gaan dit ook oop wees op die Saterdag en die Sondag, en dan die belewenis, die pad na die kruis belewenis, gaan ook oop wees die Maandag en die Dinsdag ook. So, hou Paasfees oop, hou Paasnaweek oop, glo vir my, dit gaan regtig waar 'n groot belewenis wees. En dan het ek vir ons as Dio Kerk, as Dio Victoria, baie goeie nuus. Nou verlede week, vir die van julle wat verlede week hierso was, julle sou gesien het, ek was nie hierso gewees nie. My vrou het gepreek, Charmaine het gepreek, gelukkig het ek reg getrou. Prys die Here vir dit. 'n Vrou wat kan preek, so dit maak dit baie ligter. En terwyl ek in Glencoe was, na afloop van die diens het ons 'n gemeentevergadering gehad. En die rede vir die gemeentevergadering was die volgende gewees, dat Glencoe, AGS Glencoe Philadelphia gemeente, offisieel deel word van Dio Victoria. So dit is nou offisieel, ons het die vergadering gehad, niemand het teen dit gestem nie, en ons het dit klaar ingegee by ons netwerk, so nou is dit klaar by hoofkantoor, en hoofkantoor het dit ook klaar goedgekeur. Dio Kerk Glencoe is nou offisieel die naam van die gemeente daarso. So, dit is nou 'n kampus van hierdie gemeente, en ander goeie nuus, op die 1 Mei is daar nog 'n lid wat gaan deel word van ons Dio span, en ons sal hom nog voorstel aan almal, maar hy gaan 2 dae van die week, gaan hy hier in Newcastle betrokke wees, en 2 dae van die week gaan hy in Glencoe betrokke wees, en elke tweede Sondag gaan hy in Glencoe preek, maar moenie worry nie, ek gaan hierso preek, ek gaan nêrens heen nie, ek gaan nie elke tweede Sondag daar preek nie, hy preek elke tweede Sondag daar, en die ander Sondag wat hy nie daar preek nie, dan stuur ons nog steeds van ons eie lidmate, wat 'n roeping het vir prediking.
so rig ons nog steeds ook, ons eie gemeente as Newcastle, word nog steeds opgerig. So ek dink net, dit is iets waarvoor ons die Here net kan dankie sê, dat hy hierdie pad so mooi vir ons voorberei het, en dat die woord wat oor hierdie gemeente gespreek is, in wording begin raak. So kom ons sluit net ons oë. Here, dankie. Dankie vir visie. Here, ons weet, die woord sê, daar waar daar nie 'n visie is nie, gaan drome dood, gaan mense dood. En Here, ons dankie vir die visie wat U vir Dio Victoria gegee het, Here. Here, dis nie 'n nuwe visie nie, dis 'n visie wat U gegee het vir die gemeente, vandat hierdie gemeente gestig is, Here. Here, ons is 'n gemeente wat oprig en uitstuur. En Here, ons dankie vir dit. En Here, mag ons aanhou om U woord te hoor, mag ons aanhou om U stem te hoor, soos dat U ons lei. En Here, ons gee al die eer net aan U. In Jesus naam bid ons dit. Amen en amen. Daar sê, geniet die res van die diens. Goeiemôre Deo familie, dit is so lekker om vanoggend saam met julle in die huis van die Here te wees. Ek wil jou uitnooi om saam met my te staan en dan wil ek net vanoggend vir jou 'n skrif lees. En die skrifgedeelte is in Psalm 145 en dit sê: Ek wil U prys, my God en my koning. U naam wil ek altyd loof. Die Here is groot, hy is waardig om geprys te word. Sy grootheid is onmeetbaar. Hoor hoe mooi is hierdie. Geslag na geslag sal U dade prys en van U magtige werke vertel. Ek sal die glans en heerlikheid van U majesteit verkondig en nadink aan U wonderdade. So vanoggend kom ons staan net saam en ons prys die Here want hy is groot en almagtig. Hy's koning bo alle konings. Hy's waardig om geloof, geprys en geëer te word. Amen. Julle is welkom om julle offerhande na vore te bring in ons eerste lied. Met hande hoog sal ons U prys, met harte oop ons lof bewys, want U is altyd waardig. Hier in ons lofsang wil U leef, in ons aanbidding bly beweeg. Ons is hier vir U, hoor ons halleluja. Kom en word verheerlik, Heer, ons kroon U weer en weer, koning van die eeuwe. Kom en neem alleen die eer, ons lê ons krone neer, koning van die eeuwe. Met hande hoog sal ons U prys, met harte oop ons lof bewys, want U is altyd waardig. Hier in ons lofsang wil U leef, in ons aanbidding bly beweeg. Ons is hier vir U, hoor ons halleluja. Kom en word verheerlik, Heer, ons kroon U weer en weer, koning van die eeuwe. Kom en neem alleen die eer, ons lê ons krone neer, koning van die eeuwe. Wees koning van ons harte, Here neem beheer. Wees koning van ons lewens, Here meer en meer. Wees koning van ons harte, Here neem beheer. Wees koning van ons
en alle eer. Here, ons aanbid U, ons prys U want U is so waardig. U verdien al die lof, U verdien al die eer. Amen. Kom ons sing vir die koning. Sing vir die koning wat heers dag en nag. Ere aan Jesus, die lam reeds geslaag. Lewe verlossing in sy koninkryk. Juig al die mense in sy liefderyk. So kom sing nou almal saam. Ons sing wat ons behoort aan Jesus. Hy is ons hoop. Hy is ons hoop. Lig nou jou stem met lof. Sing nou wat ons behoort aan Jesus. Sing vir die Heer. Ons wag en bid. Ons wag en bid tot hy weer eendag kom. Ons sal gereed wees, ja ons wag vir hom. Al God se kinders sal saam met ons sing. Almal tesame ons lof vir hom bring. So kom sing nou almal saam. Ons sing wat ons behoort aan Jesus. Hy is ons hoop. Hy is ons hoop. Lig nou jou stem met lof. Lig nou jou stem met lof. Sing nou wat ons behoort aan Jesus. Sing vir die Heer. So Kom sing nou almal saam. Ons sing wat ons behoort aan Jesus. hy is ons hoop. Lig nou jou stem. Lig nou jou stem met lof. Sing nou wat ons behoort aan Jesus. Sing vir die Heer. Sing vir die Heer. So kom ons loof, kom ons aanbid die naam van Jesus. Kom ons loof. Kom ons loof, kom ons aanbid Die Here ons Glanslekker heerlikheid. Ons vir Jesus, die koning, helde verwel. majesteit. Hemelse heerlikheid, hemelse heerlikheid. Straal van sy troon tot waar ons woon. Ons wil hom prys. So kom ons loof. So kom ons loof. Kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, heilige heerlikheid.
gesterf. Hy het oorwin. Hy het gesterf. Hy het gesterf. Ons heil verwerf. Hy het oorwin. Ons loof U, Abba Vader, Here Jesus. Ons sê majesteit is U naam, Here Jesus. Heilige heerlikheid, Vader, maar vanoggend, Here Jesus, sê ons dankie vir die dierbare kruis van Jesus. Dankie dat U vir ons gesterf het, Here Jesus, maar dankie dat daar oorwinning in U dood gelê het, Here Jesus. Dankie dat ons 'n lewe en 'n lewe van oorwinning kan leef, Here Jesus, omdat U vir ons is, Here Jesus. Dankie dat ons hande kan ophef en U kroon as die koning van ons lewens, Here Jesus. Dankie, Here, dat U die koning is van ons families en ons gesinne, van ons omstandighede, Here Jesus. Dankie dat ons U net kan kroon as 'n lewende God, Here Jesus. 'n God wat voorsien, 'n God wat omgee, 'n God wat lewe gee in droë bene, Here, in dorre woestyne, Here, bring U water. Vader, daarom hef ons hande op, Here Jesus, en ons sê, Here, hier is ons Vader. Ons stel onsself vanoggend oop, Here Jesus, vir U Gees om in ons en deur ons te werk, Here. Dankie Jesus vir U teenwoordigheid. Dankie Heilige Gees. You give life, you are love, you bring light in the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. All the earth, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout, all the earth will shout your praise.
Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Kom gemeente, kom ons verklaar dit oor droë bene in hierdie oggend. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Come on, sing it. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Kom ons verklaar net steeds is U goed, Here Jesus. Great are you, Lord. Kom gemeente, hef julle stemme en verklaar net great are you, Lord. Great are you, Lord. Let's lift our voices. Great are you, Lord. Let's shout it out, He's great. Great are you, Lord. You're worthy of our praise, Lord. Great are you, Lord. We declare over dry bones, you are still great, Lord. Gemeente, dalk vanoggend in jou omstandighede iewers ervaar jy droë bene. Maar ons dien die God van wonders en vanoggend sien ek net so hoe kom die vleis en die vel en alles so oor die droë bene. Here Jesus, ons sê vir U dankie, Here, dat waar daar droë bene in hierdie plek was vanoggend, Here, bring U lewe en lewe in oorvloed. Dankie Jesus dat ons op U woord kan staan wat lewend en kragtig is, Here Jesus. Ons loof U, Abba Vader, want U is 'n getroue God, U is 'n waarmaker van U woord, Here Jesus. En ons roep oor daardie droë bene, oor Newcastle, oor ons land, oor ons stad, Here Jesus. Bring vlees en bring wonders in die naam van Jesus. Gemeente, in jou eie woorde, in jou eie taal wil jy nie net profeseer oor jou eie droë bene nie. As dit genesing is wat jy kort vanoggend sê, Here, ek verklaar lewe oor my genesing in hierdie oggend. As dit jou finansies is, Here, roep ons uit lewe oor finansies. As dit jou omstandighede is by die werk, roep ons uit lewe in die naam van Jesus. Dankie Jesus. Ons kroon U as die koning, want U is waardig. U is so waardig, net vir 'n oomblik. Wees net teenwoordig in die teenwoordigheid van die Allerhoogste. Dankie Jesus. Be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all. Unto you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. Kom ons kroon hom net. Be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all.
give you the highest, highest praises, Lord of all. Highest praises, highest praises, Lord of. Kom ons hef ons hande en ons eer hom. Highest praises, Lord of. We give you the highest, highest praises. You are worthy, Lord of all, be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all. Unto you, the slain and risen King, we lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. Come on, sing highest, highest praises, Lord of all. We give you the highest, highest praises, Lord of all. Ja, Here, ons gee vir U die hoogste eer vandag, Here. Here, U verdien net die beste, U verdien net die hoogste. En Here, vanoggend kom ons as 'n gemeente en ons kom gee dit vir U, Here. Here, U is ons begin, U is ons einde, U is ons alles, Here. Net op waar jy is, praat net 'n bietjie met die Here, sê vir hom 'n bietjie wat hy vir jou beteken, sê vir hom hoe groot hy is in jou lewe, sê vir hom dankie vir dit wat hy in jou lewe doen, vir dit wat hy mee besig is ook in jou lewe, dit wat hy besig is in jou kinders se lewe. Kom ons gebruik net so 2 minute, kom ons praat net met hom. Sê vir hom hoe lief jy hom het. O Here, dankie. Here, dankie dat ons U kan aanbid vanoggend, Here. Here, dankie dat ons U naam kan groot maak vanoggend, Here. Here, selfs al voel dit vir ons of ons moeg is, Here, selfs al voel dit vir ons, maar ek wil nie. Here, bid ek, Here, dat ons liggame in lyn sal kom met U woord, Here, en dat ons dit sal doen, Vader. Here, niks kan ons weghou van U af nie, niks kan ons terughou van U liefde af nie, Here. Nie moegheid nie, nie vrees nie, nie angs nie. Niks kan ons skei van U liefde vir ons nie, Here. Al wat dit kan skei is ons. Here, dankie vir wie U is. Here, dankie dat ons U naam kan spreek, Here. En die oomblik wanneer ons U naam spreek, dankie dat ons kan weet, Here, daar is nog steeds krag in U naam. Daar is nog steeds krag in die naam van Jesus. Here, dankie vir daai krag wat in die naam is. En vanoggend kom ons, Here, en ek moet spreek U naam oor elke persoon wat in hierdie gebou is, Here. Maak nie saak wat in daai persoon se lewe aangaan nie. Here, ek spreek dit ook oor al ons lidmate, almal wat deel is van die kerk, Here, wat nie vanoggend hier is nie. Daar waar hulle miskien op vakansie is, waar hulle miskien op paaie is, Here, spreek ek U naam oor hulle, Vader. En Here, dankie dat ons weet, Here, wanneer ons U naam spreek, Here, dan spreek ons 'n seëning. Ons spreek beskerming. Ons spreek elke aspek van U naam, Here. Guns. Geestelike guns, goddelike guns. Elke blessing wat daar is, elke geestelike gawe, geskenk wat daar is, spreek ons dan, Here. Genesing spreek ons vanoggend. Here, vanoggend spreek ons ook, Here,
Drome wat dood gegaan het, visie wat dood gegaan het, visie wat miskien te lank gelê het. Here, roep ons weer op. Drome wat te lank dormant was, Here, spreek ons Jesus oor vandag. En Here, daai drome wat U gegee het, Here, spreek ons weer lewe vanoggend. Here, dankie dat U nooit stil is nie. Dankie dat U nooit stil bly nie. Here, dankie dat daai woord wat U gespreek het, nog steeds ja en amen is. Selfs al het dit vir 'n tydjie dormant gelê. Maar Here, vanoggend kom ons kom spreek Jesus oor dit, ons kom spreek lewe oor dit, Vader. Here, U is 'n awesome God. U is 'n wonderlike God. Ja, Here, dankie Here. Ja, Here. Ons wil net vanoggend net U naam spreek vanoggend, Here. Here, mag ons dit doen uit 'n plek uit waar ons U ken, Here. Waar ons weet wie U is. Ek gaan vra dat ons daai lied I Speak Jesus net sing. Ons gaan net vir die band net so 'n oomblik gee om reg te maak. Maar ek wil hê vanoggend moet jy dit met autoriteit sing. Okay, dit is 'n lied wat ons nou al so baie gesing het. En as ons 'n lied oor en oor sing, dan is dit geneig om dis sommer nou maar net nog 'n lied. Maar dink aan die heel eerste keer toe jy hierdie lied gehoor het. Nee, wag, dink aan die eerste keer wat jy Jesus ontmoet het. Daai heel eerste ontmoeting wat jy gehad het met Jesus. Hoe reëel dit was, hoe awesome dit was, hoe van 'n werklikheid dit was. En vanoggend wil ek hê met daai selfde autoriteit moet jy, terwyl ons hierdie lied sing, want daar's soveel aspekte van hierdie lied. Dit sê letterlik, I'm shouting Jesus. Vanoggend, weet jy wat, en dis kom ons so 'n bietjie donkerder gemaak het tydens die worship, om vir jou daai vrymoedigheid te gee, om jou hande in die lug op te sit, om hande te klap as jy wil hande klap. As jy vanoggend voel, Here, jy moet net uitskree na Jesus toe. Neem daai vrymoedigheid om net te skree, Jesus! Neem daai vrymoedigheid vanoggend. As jy net iets vir Jesus wil gee vanoggend, as jy in 'n storm sit, en jy wil net sy naam uitroep, terwyl ons hierdie lied gaan doen, hierdie lied gaan sing, skree dit. Skree sy naam uit profeties vanoggend. Ons sing altyd hierdie lied en dan sê dit, I shout Jesus from the roof from the mountains. I shout Jesus in the streets. Skree dit vanoggend so 'n bietjie. Niemand gaan weer dink van jou of snaaks dink van jou of enigiets nie. Daar's vryheid in die Gees. En terwyl ons Jesus spreek, want dit sê jy spreek Jesus oor jou familie. As jou kinders naby jou is, as jou kids by jou is, weet jy wat, as 'n pa van die huis of as 'n hoof van 'n huis, weet jy wat, nou lê net jou hand op jou kind en doen 'n gebed vir jou kind vanoggend. Spreek Jesus oor hulle toekoms vanoggend. As jy voel jy moet net na iemand toe gaan, doen dit. Gaan net na iemand toe vanoggend. As Jesus sit en op pop 'n naam op, gaan net na daai persoon toe. Gaan spreek 'n bietjie Jesus oor daai persoon vanoggend. Onthou julle, daar's vrymoedigheid in die Gees. Dis freedom. Niemand gaan weer dink van jou of snaaks dink van jou nie. Dis is in jou en die Here nou. Kom ons sing dit. Ons sê. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, and declaring there is hope and there is freedom
I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Let's shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Let's shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Let's shout Jesus, Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life.
break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Kom ons draai net so na mekaar toe. Ek weet hierdie gaan nou so 'n bietjie buitengewone orde wees, maar prys die Here, die Heilige Gees. As hy beweeg, dan beweeg hy. Draai net so na mekaar toe, maak so groepies van 3, 4, so familie so by mekaar en trek iemand in as jy sien iemand is alleen, dan bid julle net so 'n bietjie vir mekaar. Kom ons bid net so 'n bietjie, kom ons bid vir mekaar so 'n bietjie, kom ons spreek Jesus oor mekaar. Jy weet nooit wat in daai persoon wat saam met jou is of wat saam met jou in daai kringetjie gaan wees, in hulle lewens aangaan nie. Kom ons spreek net 'n bietjie Jesus oor hulle. So kom ons draai net so na mekaar toe. En as jy sien as iemand wat alleen sit of alleen staan, trek hulle in by jou groepies. Dis anyway family. Yes, Lord. Dankie Here. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Ja Here, dankie Vader. Dankie Here. Thank you Holy Spirit. Daar's Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, so for every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, so for every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, so for every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus, Jesus, Jesus. Shout Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus, Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus, Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine
through the shadows, burn like a fire. Ja, Here, dankie vir liefde, Vader. Here, dankie vir dit wat U vir ons byna 2000 jaar terug aan die kruis gedoen het, Here. Here, dankie dat U die dood oorwin het, dat die Heilige Gees uitgestort het en dat dit daai selfde Heilige Gees is wat in daai bovertrek uitgestort is, wat vanoggend hier werk. Here, dankie vir dit, Vader. Here, ek dankie vir elke restaurasie wat plaasgevind het nou. Elke droom wat weer lewe ingespreek is, Vader. Elke woord wat weer lewe ingespreek is. Ons bid vir genesing wat nou plaasgevind het, Here. Ons bid vir die restaurasie wat plaasgevind het in huwelike. Ons dankie vir dit, Vader. Here, dankie vir lewe en lewe in oorvloed. Here, ek bid, lei ons, terwyl ons hier op aarde is, op so 'n manier, dat ons nie die ewige lewe mis nie. Here, gebruik ons, geef ons weemoed, compassion, vir die wat U nie ken nie. Gee ons compassion, Here, vir die wat U naam nodig het, vir die wat U nodig het, Here. Here, ek bid vanoggend, en ja, Here, ek weet dit is 'n gevaarlike gebed wat ek bid, maar ek bid dit vir ons as 'n gemeente. Here, kom breek ons harte vir dit wat U hart breek, Vader. Kom breek ons harte vir dit wat U hart breek, Here. Sodat ons met daai selfde compassion, as dit U op aarde mee rondbeweeg het, met daai selfde compassion, daai selfde anguish, daai selfde liefde kan beweeg. En Here, soos wat U ons harte breek vir dit wat U hart breek, Here, bid ek, Here, gebruik ons. Gebruik ons in dit. Here, ons het U lief en ek bid vir die woord wat vanoggend ook gaan uitgaan. Ek bid, Here, hierdie woord wat uitgaan, mag dit nie leeg terugkeer nie. Here, leer ons wie is U in hierdie woord, Vader. Wys vir ons wie U is, Here, in hierdie woord. Here, sodat wanneer ons sê, maar wie is Jesus vir ons, dat ons kan sê, dit is wie hy vir my is. Here, ons dankie vir dit. Dankie vir U woord. Dankie dat U woord lewe bring. Dankie dat U woord bindinge breek. Dankie dat U woord altyd daar is, Here. En Here, ek bid, mag hierdie woord nie by die een oor ingaan en by die ander oor uit nie. Maar mag hierdie woord in elkeen van ons se gees gaan vashou plek vind en weer uitgeleef word buite die mure van hierdie gebou. En ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. 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 Asai. Weereens goeiemôre almal. Hier is my so lekker as die Here so werk, as die Heilige Gees so werk. En ek wil dit net van die verhoog af wil ek dit ook sê. Ons was hierdie week by 'n streek wegbreek gewees van die netwerk waarna ons behoort in die AGS. En ek wil net vir ons band sê, okay, nou skatter julle al die rigtings in, maar nou sal ek maar so, okay, ek praat by die diens so, maar nou sal ek sommer so praat. Ek wil net vir julle sê, en ek het dit al gesê van die af, waardeer ons worship span. Ons moet waardeer wat ons het. Moenie gewoond raak aan ons worship span nie. Dit kan net so 'n show raak. Dit kan net so gebeur dat dit 'n show raak. Ons moet waardeer die spasie wat ons gee vir die Heilige Gees om te beweeg. Dit gebeur bitter min. Dit gebeur bitter min.
So ons moet daai waardeer. So worship span, ek wil net vir julle sê, ons waardeer, okay, half van hulle is Engels. Worship team, I just want to say to you guys, we appreciate you. Ons waardeer julle. En dankie dat ons saam met julle, of dankie dat julle ons lei in worship, sodat ons die Here in gees en in waarheid kan aanbid. En dat dit nie net nog 'n show is of nog 'n produksie is nie. Dankie daarvoor. So julle, ons is besig met 'n reeks. Ja, kom ons gee vir hulle 'n hande klap. Daar sê. So ons is besig met 'n reeks wat gaan aangaan tot na Pinkster toe. En die reeks is net Jesus. Jesus. So ons kyk na verskillende aspekte van Jesus. Verlede week het Shamaine die woord gebring en sy het 'n bietjie gepraat oor gebed, oor hoe Jesus die disippels geleer het om te bid en gebed en Jesus. En vandag as ek 'n tema moet gee vir vandag se boodskap, is dit ken Jesus en spreek Jesus. Ken Jesus, spreek Jesus. So een van die goeders is, hoe kan ek Jesus spreek as ek Jesus nie ken nie? As ek nie weet wie is Jesus nie? So wat ek gaan doen, ek gaan vir jou 'n bietjie wapens in jou, ek weet nie, in jou arsenaal sit, wat jy kan gebruik van wie Jesus is. So, as iets met jou gebeur, dan kan jy sê, wow, ek gaan Jesus spreek oor hierdie situasie. Want jy sien, baie keer dan weet ons nie eers nie, en glo vir my, ek leer nog steeds, soos wat ek in die tyd in die woord spandeer en besig is in die woord, dan openbaar die Here vir my nuwe skrifte, en dan openbaar hy vir my nog aspekte van wie hy is. En julle, hy is awesome. Hy is amazing. Hy is awesome. Vir alles wat jy deurgaan, kan jy Jesus spreek. Goeie tye en nie sulke goeie tye nie, en baie slegte tye, kan jy Jesus spreek. Nou, kom ons begin. En hierdie is vir my 'n awesome skrifgedeelte. So, ek gaan vir jou so 'n paar aspekte gee van wie Jesus is. Okay, so een van die goed wat ons altyd moet weet is, by God is alles moontlik. By Jesus is alles moontlik. Jy sien, een van die gawes van die Gees is wonderwerke. Nou 'n wonderwerk is letterlik iets wat fisies onmoontlik is, maar Jesus kom en hy maak dit moontlik. God kom en hy maak dit moontlik. So die onmoontlike raak ewe skielik moontlik as jy Jesus begin spreek. So die onmoontlike word okay. Wow. Hoe het dit nou net gebeur? Dis 'n miracle, dis 'n wonderwerk. En dit is, hoekom gebeur dit? Want God is almagtig. Hy doen wat hy wil doen, hy doen dit hoe hy het wil doen, maar hy is almagtig. Ons dien 'n almagtige God, wat enige iets mee moontlik is, wat enige iets kan doen. Openbaring 1 vers 8 sê, ek is die Alfa en die Omega, en is Jesus wat hier so in daai brief praat, sê die Here God, wat is, en wat was, en wat kom, die Almagtige. En wanneer laas, het jy, partykeer dan staan ek ook so voor die spieël, daar sekere goeders wat ek, partykeer dan staan ek letterlik voor die spieël. Okay, julle ken my nou al, ek doen partykeer weird goed. Dan staan ek letterlik voor 'n spieël, maar dit werk vir my. Dan het ek so lysie wat ek afgaan. Dan is ek soos, okay, is dit nog in check? Is dit nog in check? Dan vra ek myself, dan kyk ek vir myself in die spieël. En kyk, jy kan nie vir jouself lieg nie. Jy kan probeer, maar jy gaan dit duidelik sien. Jy weet, dit is soos En dis een van die goeders wat ek vir myself vra, kort, sien ek God nog as almagtig? Glo ek nog dat hy enige iets kan doen? Glo ek nog dat die onmoontlike moontlik raak, wanneer hy in 'n vertrek instap? Jy sien, toe Jesus op aarde was, the moment he walked into a room, het dinge gebeur. Die oomblik as hy in 'n vertrek ingestap het dinge gebeur. Die gouverneur se dogter
is dood. Jesus is wel volgens ons laat, want hy was op pad na die goewerneur se dogter toe, om vir haar te gaan bid, laat sy kan gesond word. Hulle het hom laat kom. En soos dat hy deur die skare beweeg op pad soontoe, is daar 'n vrou. En die vrou kom met geloof en sy sê, luister, as ek net aan die soem van sy kleed kan raak, sal ek genees word. Die onmoontlike word moontlik. Toe Jesus in daai dorp instap. Die werkers kom en hulle sê, hoor hierso, moenie meer laat Jesus kom nie, dis te laat. En jy sien, soveel keer vir ons, voel dit ook, nee, nou is dit te laat, die Here kan nie meer nie, nou is dit verby. Maar weet jy wat, Jesus gaan, en hy kyk vir die dogtertjie en hy sê, sy slaap net. Sy slaap net. Hy sê vir haar, word wakker. En sy word wakker. Glo jy dat die onmoontlike moontlik is in jou lewe? Hoeveel keer bid ons nie en dan dink ons, Here, hierdie is groot. Here, is dit moontlik? Here, en dan in jou eie gedagtes, dan sê jy soos, okay, wow, hierdie is 'n groot enetjie. Hierdie ene, gaan die Here dit regtig kan doen? Hoeveel keer gebeur dit nie met ons nie? Weet jy, ek wil vir jou sê, die oomblik wanneer daai inkom, wanneer daai twyfel inkom, gryp hierdie skrif, sê, my God is die Alfa, die Omega. Hy het dit gesê. Hy is die een wat is, en wat was, en wat weer gaan kom. En hy is die Almagtige. Onmiddellik kan bestraf jy daai twyfel. En jy spreek hierdie woorde van Openbaring 1 vers 8. En is dit vir vandag? Ja, dis vandag. Dis vandag. Jesus het nog nie gekom nie. So dit is vir vandag om te gebruik. So Jesus is almagtig. As er enigiets is wat jy vandag uit al hierdie punte uitvat en saam met jou vat, asseblief vat hierdie een. Dit gaan jou geloof so sterk maak, dit gaan jou geloof so opkook, dat alles is moontlik by die Here. En dan sê die Here, hy is die begin en hy is die einde. Hy moet ons begin wees, hy moet ons einde wees. Onthou, hy is die een vir wie ons lewe. Jy lewe nie vir jou vrou nie, jy lewe nie vir jou kinders nie. Okay, jy lewe vir die Here. As jy vir die Here gaan lewe, dan gaan die res in plek val. Okay, dit is soos ja, ek's baie lief vir my vrou, maar ek is nie liewer vir haar as wat ek vir die Here is nie. Ek's baie lief vir my kinders, maar ek is nie liewer vir hulle as wat ek vir die Here is nie. Hy is my begin, hy is my einde. Hy moet ons begin wees, hy moet ons einde wees. Ons moet nie leef vir 'n naweek nie, vir 'n volgende naweek nie. Leef vir die Here. Hy is jou begin, hy is jou einde. Hy sê, weer eens Openbaring 1 vers 8, hy sê, hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Openbaring 22:13, die heel laaste hoofstuk in die woord, sê hy weer, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Dis wie Jesus is. Dit is waar sy plek in ons lewens moet wees. In die begin, in die einde. Aan die begin, aan die einde. As ons nie vir hom leef nie, waarvoor leef ons? As ons hom nie eerste sit nie, wat sit ons eerste? En dis ook een van daai goeders wat ek vir myself in die spieël vra. Sit ek nog steeds die Here eerste? Of het bediening vir my belangriker geword as die Here? Dis maar my persoonlike vraag wat ek vra, en ek moet myself daai vraag vra. Want mense kan so besig raak met dinge van die Here, dat jy vergeet van die Here. So ons moet onsself kort daai vraag vra, waar is Jesus geposisioneer? Hy sê, hy wil jou begin wees, hy sê, hy wil jou einde wees. Waar is hy geposisioneer in jou lewe?
En ek kan jou beloof, ek net so oomblik net teruggaan na dit toe. Ek kan jou beloof, as jy hom eerste plaas, dan gaan jy huwelik goed, dit gaan goed gaan met jou huwelik. As jy hom eerste plaas, gaan jy weet hoe om jou kinders te hanteer. As jy hom eerste plaas, gaan jy weet hoe om jou kollegas te hanteer. As jy hom eerste plaas, in elke opsig, gaan jy vrede hê, bo-natuurlike vrede. Gaan dit nog steeds moeilik wees? O ja, verseker. Dit gaan moeilik wees om hom eerste te plaas, want die vyand gaan niks daarvan hou nie. Maar plaas hom eerste, en ek wil amper vir jou sê, toets dit. Vat 'n week, wat jy jou eerstes, nie net jou geld nie, nie net jou finansies nie, wat jy jou eerstes vir die Here gee, jou eerste tyd. Tyd is 'n groot aspek. Waar tydgewys, waar is die Here, waar staan die Here in lyn? Tydgewys. Is dit ek eerste, dan my vrou, dan my kinders, dan my, of miskien, ek weet nie hoe ek hierdie een sê nie, maar as jy vanoggend hier so is, en jy sê, dis jy ou, kry prioriteite reg. Jy moet nie nou offense vat vir wat ek sê en hoe ek dit sê nie. Ek sê dit net soos wat ek dit hoor. Kry jou prioriteite reg. As dit jy is vanoggend, wat jou werk eerste stel, bo jou familie, en dan jou vrou, en dan jou kinders, kry jou prioriteite reg. Plaas die Here eerste, dan jou gesin, en dan jou werk. Wie ook al daai persoon is, ek sal na die tyd met jou praat, weet wie dit is. Sorry julle. OK, Jesus is die gesag. Matteus 28 vers 18 sê hy die volgende, Jesus kom toe nader en sê vir sy disippels, God het die volle mag oor hemel en aarde aan my toevertrou. So Jesus het die gesag op aarde. OK, so jy as 'n gelowige, daai gesag wat Jesus het hy vir jou gegee. Daai gesag, daai krag wat hy, onthou ons het die Heilige Gees gedoen nou so 3-4 weke terug. Daai selfde gesag het jy as 'n gelowige om Jesus te kan spreek. En ons moet gehardloop en gaan met daai selfde gesag. Daai selfde gesag as wat Jesus op aarde mee was, moet ons mee gaan en moet ons mee beweeg. As die Here vir jou 'n moeilike woord gee, soos dit hy nou net vir my gegee het, ek weet nog eers hoe ek hierdie woord vir daai persoon gaan gee nie, maar jene, die Here gaan my help. Maar dan moet ons gehoorsaam wees en ons moet daai woord gee. Ons moet dan daai woord gee. Nie deur ons gesag nie, maar deur die gesag van die Here. So, as jy met die vyand praat, hoe praat jy met hom? As jy Jesus gaan spreek oor 'n moeilike situasie in jou lewe, hoe gaan jy Jesus spreek? Ek meen, as ons met die duiwel praat, as ons met die vyand praat, is ons nie soos, luister duiweltjie, sal jy asseblief, okay, wag, jy kan hom duiweltjie noem, okay, want hy's daar. Maar ons gaan nie hom toe en ons sê vir hom, ag luister, sal jy asseblief my gesin uitlos nie? Ag, sal jy asseblief uit my huwelik uitklim nie? Ag, luister, sal jy asseblief ophou om my so te tempt met hierdie goed wat ek nie veronderstel is om te kyk nie? Nee, jy gaan met autoriteit, jy sê vir hom, luister, laat jy goed vat, laat jy gaan in die naam van Jesus. Ek spreek Jesus oor hierdie situasie, ek spreek Jesus oor my huwelik, hier is nie plek vir nog 'n duiwel nie. Die enigste derde persoon in my huwelik is die Here. Ons nie plek vir 'n ander een nie. En by the way, daai is skriftuurlik, dat Jesus die derde persoon in jou huwelik moet wees. In Prediker 4, sê dit 2 is beter as 1. Julle kan dit self gaan lees. Miskien, ek wil dit doen. Ek wil die paartjies challenge.
okay, die couples, die getroudes, gaan lees, Prediker 4 vanaf vers 9, gaan lees dit. Dit begin met, 2 is beter as 1. En dan gaan dit aan en dit sê, daar waar 2 saam staan, kan hulle nie val nie. En dit gaan aan en dit sê, daar so PG gedeelte ook, wat ek nie nou gaan sê nie, want die is kinders. Maar miskien maak dit jou huwelik weer 'n bietjie warm. Maar gaan lees dit, en dan eindig daai gedeelte met, 'n 3-dubbele tou kan nie gebreek word nie. Die hele tyd is dit 2, en dan sê hy 3-dubbele tou, kan nie gebreek word nie. Daai derde een, wat Jesus is. Maar as jy na die vyand toe gaan jy met autoriteit, die gesag wat Jesus vir jou gegee het, want hy gesterf het aan die kruis, die dood oorwin het, en opgestaan het uit die dood uit, vir jou krag gegee deur die Heilige Gees wat in jou is, gaan jy na hom toe, en jy sê vir hom, get out, gaan, in die naam van Jesus, is die plek vir jou hierso nie. As hy kom met temptations, as hy kom om jou te tempt, wat is temptations in Afrikaans? Versoekings. As hy kom met versoekings, weet jy wat, die oomblik wanneer, moenie 'n versoeking koester soos 'n babietjie nie. Moenie 'n versoeking vashou soos 'n babietjie en pamperlang nie. Hoe langer jy sit met die versoeking, hoe makliker gaan jy val vir daai versoeking. As daai versoeking kom, begin Jesus spreek oor dit en sê, nee, get out of my mind, kom uit my gedagtes uit, en jy sal verbaas wees wat gebeur, hoe jy so skielik ophou dink aan dit. So daai gesag, vat daai gesag, Jesus is die gesag, so daarom kan jy Jesus spreek. En dan, volgende week gaan ek 'n bietjie in diepte ingaan met die volgende ene, maar Jesus, die brood van die lewe, hy sê, hy is die brood van die lewe. As jy lewe soek, eet 'n bietjie van Jesus, eet 'n bietjie van sy woord, dan sal jy lewe ervaar, lewe in oorvloed. En hy sê dit nie net vir jou op aarde nie. Onthou, as jy nie Jesus ken nie, dan is daar nie die ewige lewe wat wag vir jou nie. As jy nie Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker nie, dan is daar nie 'n ewige lewe wat wag vir jou nie. Ek het het 'n begrafnis gedoen, Vrydag, ek dink dit was Vrydag, ja, het ons 'n begrafnis gehad, en die volgende woorde kom toe by my op. As jy nie Jesus ken nie, moenie doodgaan nie. As jy nie eet van die brood van die lewe nie, moenie doodgaan nie. If you don't know Jesus, don't die. Want dan is dit die ewige dood wat vir jou wag. En ek wil vir jou sê, as jy jou saak vanoggend moet regmaak met die Here, onthou net, Christendom is nie overcomplicated nie. Jesus het nie verniet gesterf aan die kruis nie, en ons gaan nie die kruis goedkoop maak nie. Die gordyn is geskeur, jy kan 'n verhouding met die Here hê. Jy gaan na die Here toe, en jy sê vir hom, Here, jammer vir dit of dit of dit. Ek repent van dit of dit of dit. Vergewe my. En die oomblik wanneer jy dit doen, is jy vergewe. Dis daai genade wat dit van praat. So Johannes 6 vers 35, ek gaan volgende week 'n bietjie lekker in diepte ingaan met wat die wêreld soek van Jesus. So ons leer nou, wat kan ons spreek van Jesus? Wat kan ons spreek oor Jesus? So jy kan lewe spreek. So ons leer Jesus ken as die brood van die lewe, maar nou kan ons dit spreek ook. OK, ek wil net gou hierso wil ek net gou, want my kop hardloop nou na volgende week toe. Is daar enige iemand wat dalk vir ons 'n gasbraaier kan leen vir volgende week se diens? Ek het 3 nodig. Dankie oom Lukas. Enige iemand hierdie blok? Dankie. Nog dankie, daar sê. Net vir volgende week se diens. Ons gaan 'n bietjie praat oor, en ek maak jy nou 'n bietjie honger vir volgende week. Ons gaan 'n bietjie praat oor, maar hoe honger is die wêreld vir die woord van God? Hoe honger is die wêreld vir Jesus? Hoe honger is die wêreld dat jy moet gaan en Jesus spreek oor 'n persoon wat nie hier binne is nie? Hoe honger is die wêreld daarvoor? So die brood van die lewe, en dan jou verlosser,
Hy is jou verlosser. Hy is die een wat jou verlos. Hy is die een wat jou bindinge breek. Nee, en ja, daar's plek vir dit. Nie 'n sielkundige nie. Nie 'n beraader nie. Ja, ons doen berading, want ons help met die proses, met berading. Maar weet jy wat, dis nie jou beraader wat die bindinge breek nie. Dis nie jou sielkundige wat die bindinge breek nie. Dis Jesus wat die bindinge breek. As Jesus nie in die saak is nie, dan kan die binding nie breek nie. So maklik soos dit. Jy kan probeer, en ouens, hier is die ding, jy kan probeer om daai ding self te hanteer. Jy gaan dit nie reg kry nie. Nie sonder Jesus nie. Jy kan probeer allerhande goeters drink, medikasie doen, wat ook al. It's not gonna break if Jesus is not in it. Okay. So Jesus is jou verlosser. 1 Tessalonisense 1 vers 10 sê, hierdie seun is Jesus wat God uit die dood opgewek het. Dit is hy wat ons verlos van die oordeel wat kom. En hier is nog meer amazing. As long as you abide in him, he will abide in you. Onthou daai vers in Johannes? Die ware wingerdstok, solank jy aan die ware wingerdstok vas is dit dan jy vas aan hom en hy is vas aan jou. En vir dit wat kom, daai dag wanneer die laaste bassyne blaas, en ek gaan nie in 'n gesprek ingaan van is dit 'n wegraping, is dit 'n wederkoms, wat is dit nie? Luister, wat ook al dit is, wees reg. Okay. Ek gaan nie toelaat dat daar skeringe kom in 'n gemeente as gevolg van is dit nou dit of dit of dit of dit nie. Al wat ek vir jou sê, wat jou oortuiging is, wat ook al dit is, maak seker jy is reg. Maak seker, en ek het dit al gesê van die af, jy weet nooit wanneer jou tyd kom nie. Ons weet nooit wanneer ons tyd kom nie. Maar ons is verlos van die oordeel wat dan gaan kom. So hy is jou verlosser. Niks anders is jou verlosser nie. Jou bankbestuurder is nie jou verlosser nie. Jou grootste kliënt is nie jou verlosser nie. Jou pastoor is nie jou verlosser nie, jou dominee is nie jou verlosser nie. Net die Here is jou verlosser. Net die Here is jou verlosser. En hy is jou hoop. Hy is jou hoop. Hy is jou hoop. Daai tye wanneer jy deur moeilike goed gaan, ouens, daar's altyd hoop. Ek hou daarvan om te sê, daar's nie net gewone hoop nie, daar's sommer hoop. Daar's soos wat hy almagtig is, dit is hoeveel hoop daar is in Jesus. 1 Timoteus 1 vers 1, hy begin dit sommer met, hierdie brief kom van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, aangestel op bevel van God, ons verlosser, en Christus Jesus, ons hoop. Ons hoop. Hy is ons hoop, hy is die een op wie ons hoop. Hy is die een op wie ons vertrou. So as ons nie Jesus spreek nie, dan beteken dit ons hoop nie op Jesus nie. Hy is die een wat vir jou 'n hoopvolle toekoms gee. Hy is die een op wie ons hoop vir ons kinders. As ouers hulle kinders toewy, is hy die een op wie hulle hoop. Onthou, ek sê altyd met toewydings, dan sê ek, dit is eintlik het dit absoluut niks te doen met die kleintjie nie. Dit het eintlik baie te doen met die ouers, want die ouers sê, luister, ons hoop ons gaan 'n goeie job doen, maar Here, ons het nie nodig. En dan sien ons die kind, ons bid vir die kind, vir roeping en purpose, en dit wat die kind moet doen. En ek meen, as ouers, ons hoop ons doen 'n goeie job, met die manier hoe ons kinders groot maak. Maar weet jy wat, jou hoop moet op Jesus wees. As jy hoop op Jesus is, dan kan jy weet, yes, I'm going to do a good job. So waarop hoop jy? Op wie hoop jy? Sit jou hoop op Jesus, hy is almagtig. En spreek hoop in ander ook. Spreek hoop. Jy weet, as elke keer wat dinge lyk baie keer beroerd. Dinge lyk, jene man, as ons net kyk na ons ekonomie, as ons kyk na allerhande goeders, ek kan 30 goeders opnoem, maar ongelukkig is ek een van die ouens wat altyd positief sal spreek. Wat altyd lewe sal spreek. En weet jy, ek bid dit vir jou ook, ek bid, dat jy ook daai hoop in Christus sal sien. Dat daar nie 'n negatiewe iets uit ons mond uit sal kom nie. Want maak nie saak wat nie, daar's nog steeds hoop.
En ons gaan aanhou hoop. Ons gaan aanhou spreek. Hoop spreek. Ons gaan aanhou om Jesus te spreek oor 'n situasie. En dan Efesiërs 2 vers 14. Jesus is ons vrede. Hy is die een wat vir jou vrede gee. Hy is die een wat ons rustig maak. Christus het inderdaad vrede tussen ons gebring. Deur sy liggaam aan die kruis te gee, het hy die twee groepe een gemaak. Ja, die muur van vyandskap het hy afgebreek. Weet jy wat? Vrede, hy praat hier van vrede tussen mense. Weet jy wat? Almal van ons het vyande, as ek dit so kan stel, of mense met wie ons nie oor die weg kom nie. Partykeer is dit maar net oor 'n persoonlikheid. Miskien hou jy net nie van 'n sekere persoonlikheid nie, want jou persoonlikheid is anders. Maar weet jy wat? Daar moet vrede wees onder broers en susters. Vrede wees tussen ons as gelowiges. En selfs binne in die dorp ook. Met ander kerke, weet jy wat? Moenie worry na wat 'n kerk toe ander ouens gaan nie. Worry oor dit wat hier gebeur. Moenie worry oor waarheen ander mense gaan nie. Of dit nou na NG Kerk toe is of na watter kerk toe ook al nie. Solank die persoon net by die Here uitkom. Maar daar moet vrede wees tussen broers. Vrede wees tussen selfs kerkleiers ook. Geloof vir my, dis baie keer nog 'n ding in dorpe. En gelukkig ons kan sê, daar's vrede in jou kasel. Daar's vrede in jou kasel. Ons het 'n Pastors Fraternal. Kom mens oor die weg met almal? Nee, maar daar's vrede, want Jesus is die middelpunt. Want wanneer gaan oor dit wat Jesus wil doen. Nie oor dit wat ons wil doen nie. Gaan oor dit wat Jesus wil doen. Maar daai vrede tussen familie. Bring Jesus in daai familiegeveg, Desember familiegevegte. En jy sien hoe vinnig verdwyn baie van die goeders. Dit het letterlik met ons gebeur. Ons het 'n sekere saak net gesê, okay, kom ons plaas dit in die Here se hande. En oomblik toe ons dit doen, ophou dat ons probeer om die vrede te bring en die vrede te bring tussen susters en goeders. En dis ons sê, okay, luister. Ons onttrek van die hele saak, Here, en ons begin bid actually oor dit. En toe kom die Here en hy doen iets amazings en bring alles weer bymekaar. So daai vrede op aarde ook, selfs tussen lande. Jesus is die een wat vrede bring en kan bring. Nie 'n Donald Trump nie. Maar anyway, net Jesus. Okay, en dan, waar nou ons vas? In moeilike tye, daai tye wanneer dit vir jou voel, jy word die hele tyd teen 'n rots vasgeslaan, waar hou jy vas? Jy hou vas aan die rots. Okay, as jy in 'n baie rowwe see is, en jy's op hierdie klein rotseilandjie en jy's stranded, waar gaan jy vashou as die see begin rof raak? Jy gaan vashou aan die rots. Nou, jou lewe is presies dieselfde. Jesus is jou rots. Psalm 18 vers 2 tot 3 sê, hy het gesê, ek het U baie lief, Here, U is my sterkte, die Here is my rots, hy is jou vesting, en hy is jou redder, my God, en my rots by wie ek skuil. Hy is my skild, my magtige redder, my veilige vesting. Here, ek wil vir julle sê, when life gets too much, onttrek 'n bietjie en gaan vind jou skuilings by die rots. Daai oomblikke wat dit vir jou partykeer voel, lewe raak nou so 'n bietjie te woes. Vat 5 minute en gaan sit net en praat net met die Here. Sê net, Here, en wees dan reël. Okay, moenie dan fake wees en ja, Here, dit gaan so goed. Wees reël. Sê, Here, ek voel gepletter teen hierdie rots. Here, dit voel vir my, ek kan nie meer vashou nie. Wees reël met hom. En just tap 'n bietjie. Kry 'n bietjie by hom. Tap so 'n bietjie. Eet so 'n bietjie van die brood van die lewe in daai oomblik. En jy sal verbaas wees hoe jy opstaan met nuwe wysheid, goddelike wysheid en goddelike insig.
Ons doen dit hier so op kantoor, doen ons dit ook partykeer. Ek het vir ons voltydse staf gesê, luister, as jy voel, want almal van ons het lewens, ek kan julle beloof, selfs al werk ons in 'n kerk, is ons nie almal engeltjies nie. Life still happens. En ek het vir hulle gesê, ouens, luister, hierdie dag, as dit vir jou voel, goed, maak nie saak wat dit is nie, is net 'n bietjie taaf, die lewe raak so 'n bietjie kwaai, kry vir jou 'n hoek, kry vir jou 'n bank, hier's baie banke, kry vir jou 'n plek, en gaan sit net, niemand gaan vra nie, niemand gaan vra nie, en dit is so 'n ding wat ons het hier op kantoor, en glo vir my, die oomblik wanneer hulle uit daai safe space, environment, uit daai skuiling uitkom, is dit net soos 'n ander mens, wat dan daar staan. So ek wil jou aanmoedig, vat 'n 5 minute, wat jy net in daai skuiling ingaan, en net reël wees vir daai 5 minute, en dan kyk jy hoe kom jy aan die ander kant uit. Ek het nog 2 punte wat ek gou met ons wil doen, ek weet die tyd stap aan. Jesus is ons redder, ons weet dit, ons is besig met dit, binnekort gaan ons Paasfees vier, waar Jesus vir ons gesterf het aan die kruis, hy het gesterf sodat ons nie hoef te sterf nie, hy het ons gered, hy is die een, hy is die lewensboei, wat ons kan vashou, Lukas 2:11, die verlosser, ja die Messias, die Here is vandag in Bethlehem, die tuisdorp van Dawid gebore, selfs op sy geboorte, het hulle geweet, hy is die redder, die Messias wat beloof is. En binnekort gaan ons Palm Sondag ook hê, waar Jesus ingekom het in Jerusalem in, waar hulle vir hom geskree het, die koning, die koning, die koning, die koning is hier. En letterlik 'n paar dae later, toe kruisig daai selfde mense wat geskree het, die koning, die koning, die koning, skree, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. En partykeer doen ons daai ook, maar hy is jou redder. En seker die vers, waarin almal van ons die meeste moet vashou, en die meeste moet spreek in ons lewens, is Johannes 14 vers 16. En Jesus sê vir hom, ek is. En hy sê hy is. Hy sê dit van homself. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die weg. Hy is die enigste manier, enigste kans tot ewige lewe is deur hom. Die enigste, the only way to the Father, die enigste manier hoe jy by God die Vader kan uitkom, is deur Jesus Christus. Ek sê dit nie, die woord sê dit. Hy is die weg. Hy is die waarheid. Waar hy deel raak van 'n situasie, waar hy gespreek word, waar Jesus gespreek word, kom die waarheid altyd uit. En seëvier die waarheid altyd. En hy sê, hy is die lewe, die weg tot ewige lewe, en niemand kom by die Vader uit, behalwe deur hom nie. Ek wil julle los met hierdie skrifgedeeltes. Wat ons sal doen in die week, sal ons dit net op Facebook op die blad ook sit. Dan kan jy dit vat, dan kan jy dit joune maak. Maar vat hierdie, en kom ons as 'n gemeente begin Jesus spreek. Kom ons begin Jesus spreek oor situasies. Kom ons begin Jesus spreek oor mekaar. Kom ons begin Jesus spreek oor ons kinders. Begin Jesus spreek oor jou boerdery. Ek wil vir julle hierdie getuienis gee. Die vorige tesourier wat ek gehad het in Bethlehem, oom Mani van Brakel. Hy was 'n boer gewees. Hy het met beeste geboer en met soja geboer. En dit was nou seker so, ek dink so 3 jaar terug omtrent. Wanneer was daai groot droogte gewees? Dit was nou so 3 jaar terug. 2 jaar terug. Toe was ons so erg droogte gewees in die Vrystaat. En hierdie oom het gegaan. Elke oggend staan oom Mani op en hy gaan in sy lande, gaan stappe in sy lande. Dan doen hy sy Bybelstudie, sy woord. Dan praat hy letterlik met die lande. Dan sê hy vir hulle, luister, ek spreek lewe oor julle, julle gaan groei.
Ek spreek lewe. Ek spreek lewe. Ek spreek lewe oor dit. Here, jy het 'n belofte vir my gegee vir hierdie stuk grond. Die belofte is nog steeds ja en amen. Here, ek spreek lewe. En reën dit? Nee, dit reën nie. Groei daai sojas? Ja, daai sojas groei. En einde van daai oes, letterlik, ek het 'n foto, ek sal iewers in 'n boodskap sal ek dit nog gebruik. Een kant van die draad, by die buurman, en lyk dit garig, ag, daai sojas is seker so hoog. Aan sy kant staan die sojas so, heuphoogte, groen. Kry 'n rekordoeste daai jaar. Die fisies lyk dit soos, wat gaan ons maak? Kom ons gespreek Jesus. Here, jy het 'n belofte gegee oor dit. Here, jy het 'n belofte gegee oor ons kinders. Here, ek spreek Jesus oor dit. Here, jy het 'n belofte gegee oor my lande. Here, jy weet hoe dit lyk. Ek spreek Jesus. Probeer dit. Ek van vanoggend, eintlik wil ek jou uitdaag vanoggend. Ek wil jou dare. I dare you, I challenge you to go and test this word. Ek daag jou uit om hierdie woord te gaan toets. En ek kan nie wag om die getuienis op dit te hoor nie. Jy sien, as jy Jesus gaan spreek, sal goeders begin in plek val. Sal dinge gebeur. Toets dit. Oom Leon Koors. Ek sit nou hier so en my sitplek word baie warm. Ek het vooroggend, toe ek so by die Here kom, toe kan ek niks bid nie. Ek sê net vir die Here, hou my hand vas. Niks anders nie, ek het nie 'n gevoel vir enigiets nie, behalwe ek het die nood van God die Vader om my hand vas te hou. En toe ek hier kom, is ek nog baie negatief, en ek is eerlik, ek het gesing, maar ek het nie uit my hart uit gesing nie. En toe Herman sê, hoorie, kom ons gaan in hierdie situasie in, en ons roep Jesus. En weet jy, ek begin en ek sê, Jesus. En Jesus is daar. En ek sit so nou, terwyl ek so praat, en sê, weet jy, ons het nou gehoor van wie 'n Jesus is. Ons het gesing van wie Jesus is en wat hy doen. Maar weet julle, ons moet Jesus aanroep. Anders te weet ons wie dit is. As ek nie my vrou roep nie, gaan sy nie reageer nie. Ek weet wie sy is. Ek weet wie Jesus is. Maar kom ons roep Jesus aan. Ek weet hier is mense vandag wat ook daaronder is, wat sê, weet jy, ek is klaar, ek kan nie eers bid nie, ek kan nie eers iets doen nie, ek is moeg, ek is maar geestelik, liggaamlik is ek moeg. Ek daag julle uit, soos wat Herman nou gesê het, gaan en roep Jesus oor jou probleem uit, en ek kan nou vir julle sê, want as jy Jesus roep, kom alles wat nou van Jesus se karakter en dit is, kom na vore. Maar as jy hom nie roep nie, soos wat ek vooroggend hom aangeroep het, dan gaan dit verby wees. Amen. Sy. Sag jy los met hierdie woorde, ek challenge jou om dit te gaan probeer. Gaan spreek Jesus hierdie week in elke opsig, en weet jy wat gaan gebeur? Iets gaan gebeur, en hierdie woord gaan jy nie los nie. Ek gaan so by jou sit hierdie week, dat ek met Jesus spreek, dat dit nie net een keer gaan gebeur nie. En as daar getuienis is, asseblief kom deel daai getuienis, van dit wat Jesus vir jou gedoen het, toe jy Jesus gespreek het, want dit wek geloof op in ons almal. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat ons U naam kan spreek. Dankie vir hierdie woord vanoggend. En Here, vanoggend kom ons, Here, en soos wat oom Leon gesê het vanoggend, Here, kom roep ons U naam uit, Here. Ons roep U naam uit oor elke opsig van ons lewens, Here. En Vader, ek bid, Here, gee vir ons waagmoed. Gee vir ons daai boldness, Here, om hier uit hierdie gebou uit te gaan. En Here, daar waar ons vanmiddag gaan stil raak in ons huise, rustig raak in ons huise.
Here, gee vir ons daai boldness, Here, om Jesus te begin spreek oor goed in ons eie huise en dan laat dit na buitentoe begin vloei, Vader. Dankie daarvoor en Here, ek bid, maak ons so sensitief vir U Heilige Gees. Here, dat wanneer ons hoor van iets wat U wil hê ons moet doen of iets wat U wil hê ons moet afsny, Here, dat ons dit net sal doen. En Here, ek spreek dit vanoggend. Ons spreek Jesus vanoggend oor hierdie gemeente ook. Here, dankie dat ons deel kan wees van hierdie gemeente. Dankie dat ons kan lewe in hierdie gemeente, Vader. En Here, mag dit uitvloei na buitentoe ook. Dankie vir wie U is. In Jesus naam bid ons dit. Amen en amen. So mag julle 'n wonderlike week hê hierdie week. Mag jy Jesus spreek elke dag, elke minuut, elke uur, oral waar jy gaan. Totsiens.